Goedemorgen, dit is vrijdagochtend 24 oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek met julle gesels oor die volgende onderwerp en dit is die woorde white privilege of dan wit bevoorregte. En hierdie persoon sê daar op RTM, white privilege is the ability to suffer whatever life throws at you without blaming another ethnic group. Dit is 'n ding wat geweldig pos gevat het oor die laaste 4 jaar van die Biden-era, die Black Lives Matter situasie, waar hulle gekom het en begin praat het van sogenaamde white privilege, wit bevoorregting. En hulle sê dat alles wat jy doen, alle sukses wat jy behaal, alle besighede wat gebou word onmiddellik aan white privilege gekoppel. 'n Persoon soos Elon Musk, wat met groot sukses SpaceX, sowel as Tesla opgerig en bedryf het en steeds bedryf, onmiddellik jou liberale linkses en jou demokrate praat onmiddellik van wit bevoorregting. Dis asof die feit dat as jy wit is, word jy voorgetrek, terwyl die redes eintlik op heeltemal 'n ander plek gesoek moet word vir die verskil. Want deur te sê dat wit bevoorregting is iets wat bestaan, iets wat daar is, dan erken jy mos dat jy nie opgewasse is teenoor hierdie wit persoon of hierdie wit bevoorregte nie. So eintlik in die proses gee hulle vir hulle self die blame en skuif hulle self een kant toe omdat hulle nie hierdie uitmuntendheid aan die dag lê as wat wit persone dan doen nie. Dis 'n onderwerp wat waarskynlik vir baie mense sensitief kan wees, maar ek glo dis tyd dat daaroor gepraat moet word. As ons gaan kyk na Suid-Afrika oor die afgelope 30 jaar, hoe die wit mense al meer en meer uitgeskuif is uit sleutelposte uit, vervang is deur BEE genote en beperkings wat gestel word op wie wat mag doen, het ons gesien hoe daar black privilege na vore kom. Op hierdie stadium na 30 jaar is dit werklik waar deur innovering en innovasie dat die wit man nog steeds oorleef, nog steeds uitstekend presteer in 'n land soos Suid-Afrika, terwyl jou black privilege eintlik gegee is in die sin van BEE en wat daarmee saamgaan. Ons sien dan ook wat gebeur het met die tenderskandale, die tenderdiefstalle daar by Tembisa Hospitaal, Mamuela wat met 2 biljoen rand daar weg is sonder om ag te slaan op wat word van die hospitaal of die mense in die hospitaal of die wat daarheen gaan, die pasiënte en so meer. Dit het begin gaan rondom vat soveel as wat jy kan kry en dan spog hulle met hulle luukse motors, hulle groot huise wat hulle aan die groot klok hang en dit gaan eintlik om vir die wêreld te wys, kyk hoe ryk is ek of ons. En as dit nie vir swart ekonomiese bemagtiging was nie, het daai persoon nie daai eiendom besittings gehad nie, want dan was hy nie in die posisie
om te kan steel deur tender korrupsie te pleeg nie. Of om bloot net eenvoudig nie die produk op die ou einde van die dag te lewer nie. Met ander woorde, ons staan hier in 'n situasie dat as daar werklik waar waarde gevoeg word aan die kwessie van swart bevoordeling en blanke benadeling, is daar geen twyfel meer oor wie in hierdie land die oppergesag het nie. Ons sien dan ook dat die ANC steur hom nie aan die regering van nasionale eenheid nie. Die koalisievennote het geen sê nie en hulle gaan maar net eenvoudig voort. Dan sien ons die feit dat hierdie selfde misdadigers wat nie gearresteer word en vervolg word nie, eintlik vir ons wys dat ons sit met 'n gebroke regstelsel, 'n gebroke ondersoekmag. Ons sit met 'n gebrek aan gelykheid voor die reg. Nou, ten spyte daarvan dat die wit mense nie hulle werke mag behou nie, dat hulle uitgesluit is van 'n groot deel van die ekonomie, bly hulle enigste kans is innovasie, innovering deur met nuwe planne, nuwe entrepreneurskappe na vore te kom en eintlik vir hulle self nog steeds daai wit bevoorregting vir hulle self te skep en daarom toeëinden. En hulle kom daar deur hulle vermoëns te gebruik. Ons gaan kyk na die prestasies op skole, op universiteitsvlakke, persentasie gewys van wit teenoor swart studente en ons kyk die slaagsyfers wat daarmee gepaard gaan, dan is dit duidelik dat daar tog 'n verskil lê. Want daar is blanke innovasie wat plaasvind, wat lei en toegeskryf word aan white privilege. En ons moet dus gaan kyk na die teenoorgestelde kant waar hierdie rykdom en hierdie magdom van besittings verkry is eintlik uit diefstal uit. En dit is definitief dan nou nie 'n swart uitnemendheid wat bestaan nie. En ek dink dit is die groot verskil. Wanneer ons gaan kyk na die wit bevoorregting wat toegekoppel word aan almal, dan moet ons onmiddellik vinnig besef, dis 'n blamering wat gegooi word deur 'n ander rede te soek oor hoekom hulle self nie suksesvol is nie. En ons moet onthou dit is geldig op alle vlakke in Suid-Afrika. En daarom moet ons baie bewus wees dat ons baie hard en innoverend moet werk. Dat ons godgegewe verstand moet gebruik om onsself daai voordeel te gee, daai innovasie, innoveringsvermoë te gee, wat dan op die ou ende kan sê aan die einde van die dag, dis wit bevoorregting. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en jy moet 'n lekker naweek hê en wie weet, miskien het ek môreoggend vir julle 'n verrassing. Mooi loop, lekker dag en aangename naweek. Het ek gesê van kondensmelk? As ek nie het nie, geniet jou koffie.